Geliefdes, goeiemôre. Geliefdes, ek weet nie of dit die hitte van hierdie week was nie, en ek weet oor 'n maand of 2 gaan dit anders wees, en dan kla ons weer oor die koue, en ons kla weer oor die reën, so ek wil nie kla oor die hitte nie, ek wil eenvoudige opmerking oor dit maak. Maar ek dink dit is die hitte van hierdie laaste tyd, wat toe ek hierdie prentjie in die week sien, toe het ek eintlik lekker begin lag, want hierdie prentjie gaan oor 3 maats wat in kookwater is. Ek weet nie of julle dit mooi kan sien nie, maar hierdie 3 maats is in kookwater. Nou met die hitte wat so opbou en opbou, kan dit soms vir ons ook voel asof ons letterlik in kookwater sit, nê? Die temperatuur kan jou laat voel, maar ek is warm, dit is nie lekker nie, ek kan dit nie maak nie, ek weet nie hoe om hier uit te kom nie, alles is net ongemaklik rondom my. Die lewe kan ook so met jou maak, nê? Dat dit vir jou voel, maar dit is net te veel vir my werk is te veel, my familie en ons dinamika is net te veel, dit laat my sweet, dit laat my ongemaklik voel, ek weet nie heeltemal hoe ek hierdie gaan oorleef nie. Het jy ooit gevoel asof die hitte in jou en om jou in die lewe so in jou opbou, dat jy net nie mooi kan asemhaal eintlik eers nie? Nou hierdie prentjie wil ek vanoggend gebruik om 'n bietjie van dit vir julle te verduidelik. En want ek weet dat vanoggend is daar nou nie kinderkerk nie, so die kinders gaan nou hier moet sit en luister vir my. En mense luister normaalweg in elk geval beter na 'n storie. Wil ek vir julle 'n storie vertel van hierdie 3 maats. Arie die aartappel, en Ellie die eier, en Callie die koffieboon. Nou hulle was 3 maats wat hard besig was om deur die eerste kwartaal van die jaar te worstel. Arie die aartappel, Ellie die eier en Callie die koffieboon was vasberade om hierdie kwartaal goed af te sluit, en hulle het hulself toegerus en hulle het gedink hulle is reg vir wat voorlê. Maar toe raak die druk van die kwartaal net heeltemal te veel, en dit voel vir hulle asof hulle in 'n pot kookwater sit. Dit word net elke dag warmer en warmer rondom hulle. Nou die interessante ding is, al het al 3 hierdie maats in dieselfde pot kookwater gesit, het nie een van hulle op dieselfde manier gereageer nie. Arie die aartappel lyk soos 'n ferm ou, as jy so na hom kyk, nê? Hy het gereeld geoefen, hy het geweet hy moet sy spiere bou, hy het gehou daarvan om dit te bult, maar om die waarheid te sê, het hy ook baie daarvan gehou om te slaap, veral onder die grond, waar dit koel is, waar dit donker is, waar dit rustig is. En hoe langer hy geslaap het, hoe sterker het hy geword, hoe groter het hy geword. En dit was vir hom lekker om in so 'n gemaklike plekkie te lê en nie veel te doen nie. En toe gebeur die lewe en Arie beland in die kookwater. Nou wat gebeur met 'n aartappel as hy begin kook? Hy word sag. En hy het stadig maar seker al hoe sagter geword, totdat hy eintlik uit mekaar uit begin val het. Hierdie een sterk, ferm aartappel was nie meer sterk nie. Hy kon nie die druk van die kookwater hanteer nie. Die water het hom verwoes, en hy het sy krag en sy vorm verloor. Ons tweede vriend is Ellie die eier. Sy was baie trots op haar mooi harde dop aan die buitekant. Dit het gelyk asof sy alles in hierdie lewe kan hanteer, maar julle weet, sy het 'n geheim gehad. En hierdie geheim is dat aan die binnekant was sy eintlik baie sag. Sy het 'n sagte klein hartjie gehad. En sy het altyd gesê, julle moet asseblief versigtig wees met my, want as ek breek, dan val ek uit mekaar uit. Sy was bang dat as enigiets skeef loop, sy haarself nie weer by mekaar sou kan kry nie, en nie haarself kan heel maak nie. Sy het haar dop beskerm met alles wat sy het, want binne in hierdie sterk dop was sy broos. Nou wat gebeur met haar, toe sy in die warm water gekom het? Sy het hard geword. Die hitte het haar binne en buite kliphard gemaak. Al hierdie goed van haar aan die buitekant wat so mooi gelyk het, was nog steeds mooi, maar sy het haar sagte hart verloor. Die kookwater het haar van binne af heeltemal verander. Sy was nie meer die Ellie wat ander mense geken het nie. Die druk het haar hard gemaak. En dan kom ons by Callie die koffieboon. Nou, van die 3 vriende was hy die kleinste, en mense het dikwels nie geweet wat om met hierdie ouetjie te maak nie. Hy was nie groot en sterk soos Arie nie, hy was nie so glansend soos die eier nie,
Maar een iets wat hy gehad het, wat hulle nie gehad het nie, is hy het baie lekker geryk. En almal het vir hom gesê, Callie, jy het potensiaal. En hy het nie altyd geweet wat dit beteken nie. Hy het gewonder, maar wat is my doel? Waarvoor is ek hier? Ek lyk nie soos hulle nie. Ek het nie dieselfde potensiaal as hulle nie. Tot hy op 'n dag in kookwater beland het. Nou wat het met hom gebeur? Toe hy in die kookwater kom. Het hy sag geword, soos die aartappel? Nee. Het hy hard geword, soos die eier? Ook nie. In plaas daarvan dat die warm water vir Callie verander het Callie die warm water verander. Callie het iets besonders gedoen. Hy kon die water om hom verander. En hy het 'n geurende koppie koffie geword. Die warm water het nie vir hom laat wegkwyn of hard word nie. Nee, dit het vir hom die geleentheid gegee om sy volle potensiaal te bereik. En in plaas daarvan dat die water hom verander, het hy die water verander. Nou ek sê weer, dis nou 'n eenvoudige storie, en miskien is dit die hitte, maar toe ek het hoor, het iets van my gesê, wat gebeur met ons as ons in warm water is? Wat gebeur met ons wanneer die wêreld nie net fisies rondom ons warm is nie, maar ons lewe, ons binnekant ook warm word? As ons nou regtig in die moeilikheid is, word ons stiller, word ons kwaai, word ons meer emosioneel, gaan jy heeltemal in survival mode in, en jy vergeet so al van die mense rondom jou, jy vergeet van hulle emosies, jy vergeet hulle behoeftes en hulle welbehae, en jy doen net een ding, jou werk. Of as dit moeilik raak rondom jou, word jy dalk sag, en sukkel jy om besluite te neem. Wil jy almal se opinie hê en almal betrek en niemand seermaak nie, en op daai manier doen jy nie eintlik veel nie, of mense loop sommer heeltemal oor jou. As die wêreld rondom jou warm word, watse tipe mens word jy? Word jy 'n ander mens? Baie keer as die wêreld warm word, dan tree ons buite karakter op. Dan vergeet ons eintlik wie ons is, wie ons wil wees, en ons storm net voort. Of ons kruip weg agter hoë mure wat ons rondom ons bou. Nou, dit kan die een of die ander kant toe gaan, of natuurlik, gelukkig is daar ook 'n derde opsie. Ons kan oorgaan na die Bybel toe. In Romeine 5 vers 3 lees ons iets anders. Ons lees van 'n derde opsie. Ons lees dat ons, wanneer die wêreld warm word, dat ons 'n verskil kan maak aan die wêreld. Dat ons staande kan bly en volhard in selfs moeilike tye, en dat ons deur die krag van die Here swaar, moeilike omstandighede nie hoef toe te laat dat dit ons breek nie. Dit kan ons selfs iets leer, dit kan ons iets sterker maak. En natuurlik, en dit wat ons nou in die teks gaan lees, is daar hierdie een ding wat uitstaan, en ek sê dit sommer nou al. Die ding van slegte tye is, dit gee vir ons hoop. Hoop wat nie teleurstel nie. Hoop omdat die Heilige Gees wat aan ons gegee is, ons herinner aan God se liefde en om sterk te wees en om te hoop. Om vas te hou aan die hoop. Al voel dit vir ons asof ons in 'n pot kokende water is. Kom ons lees saam uit Romeine 5 vanaf vers 3, en ek lees weer uit die Bybel vir almal vertaling. Ons is ook trots wanneer ons swaar kry, want ons weet dat wanneer ons swaar kry, dan leer ons om geduldig te wees. En wanneer ons geduldig is, dan wys dit dat ons ook is soos God wil hê. En wanneer ons is soos God wil hê, dan hoop en weet ons dat God ons sal red. Ons weet dat ons sal kry wat ons hoop, want God het die Heilige Gees vir ons gegee. En die Heilige Gees maak ons harte vol met God se liefde. Ek gaan dit nog 'n oomblik daar oplos, en dan gee ek jou 'n geleentheid om dit net weer deur te lees. Geliefdes, ons wonder baie, maar wat is dit met swaar kry? Wat is dit met swaar tye in ons lewe? Hoekom moet ons ooit deur dit gaan? Hoekom los dit ons nie uit nie? Hoekom is ons nie gevry word van swaar kry nie? Hoekom gebeur daar dan elke kort hierdie slegte goed met my? En wanneer gaan dit nou ophou? Hoeveel keer het ons al dit in ons lewens gedink nie? En dis nie ongewone vrae nie. En ek wil ook nie sê dit is verkeerde vrae nie. Dis nie sommer net party mense wat so dink en goed vra nie. Wanneer die lewe wild raak, dan kan ons dit amper nie help as om te vra, maar Here, wat nou? Wat gaan nie aan? En Here, waar is U in dit alles?
Ek is 'n groot voorstander van vra. Ek dink jy kan enigiets vra. Ek dink jy kan vir die Here enigiets vra. Solank jy net nie hierdie laaste deel van die vraag verwyder nie. Vra wat jy wil vra en dan kan jy net bysit, maar waar is God in dit alles? Ons kan maar vra, ons kan maar wonder, want dan kan ons soek na antwoorde. Nou as ons antwoorde in die woord gaan soek, dan hoor ons dat dit wat ons nou hier gelees het, swaar kry, moeilike omstandighede, leer vir ons om aan te hou, selfs wanneer dinge moeilik is. Ons noem dit volharding. Dis wanneer jy nie moed opgee nie. Dit is dat jy aanhou, selfs al is dinge moeilik. Mense noem dit volharding. As jy aanhou, selfs al is die pad swaar. Nou net soos wat ons gehoor het in hierdie eenvoudige storie van die koffieboon, wat die kookwater verander het in iets mooi, glo ek in my hart van harte dat God wil hê dat ons selfs in moeilike tye, veral in moeilike tye, die moed moet hê om aan te hou glo dat iets goeds kan gebeur. Want swaar kry het dalk 'n doel. Swaar kry gee die geleentheid vir ons om soos Callie onsself te laat vervorm en versterk. In hierdie tye word ons geduld dalk getoets en kan dit ook groei. En kan ons leer om op die Here te vertrou. As ons deur swaar tye gaan, dan kan ons weet, maar ons het eintlik net die Here se wysheid en krag nodig, is al wat ons gaan help. En ons kan staat maak op die feit dat die Heilige Gees na ons toe kom en ons help in hierdie tye. En as ons mooi hierdie teksgedeelte gelees het, dan is dit 'n belangrike ding wat ons vir onsself moet sê, maar hierdie goed gebeur nie sodat God ons toets nie. Hierdie goed gebeur nie sodat God vir ons lesse kan leer nie. Sodat ons geduld kan kry en dat God ons sterker kan maak nie. Dis glad nie wat hierdie teks sê nie. Ons as gelowiges wil dit baie keer so verstaan. Dat God hierdie oor my pad bring om my te toets, om my sterker te maak. En dis nie wat hierdie teksgedeelte sê nie. Dit sê wel, wanneer ons deur slegte tye gaan, wanneer ons deur moeilike tye gaan, kan ons in hierdie tye met die hulp van die Heilige Gees dinge leer. En ons kan groei. En ons kan hierdie beleef as meer net ongerief en pyn en seer. Want die Here is daar en hierdie een ding van die Here wat ons in sulke tye beleef en ervaar is hoop. God gee vir ons krag om deur die swaar kry te kom, maar hy gee meer as dit, hy gee ook vir ons hoop. 'n Vaste hoop wat nie uit ons eie uitkom nie, maar in sy krag lê. En Romeine 5 sê dat swaar kry bring volharding en volharding bring betroubaarheid en betroubaarheid bring hoop. Hoop is soos hierdie lig wat aanhou skyn in die donkerte. Selfs al voel ons moedeloos. Dis die wete dat God saam met ons deur hierdie tyd gaan en vir ons toekoms hoop gee. Dis die hoop dat ons nie net gaan oorleef nie, maar dat ons iets mooi ook uit hierdie kan kry. Dat daar iets goeds uit hierdie swaar kry kan kom. Ons kan ook in die omstandighede verander en iets mooi word. Ek het so 'n vriendin wat altyd sê, die hoop is nie skaam nie. Die hoop kan nie skaam wees nie. Romeine sê vir ons dat hoop nie teleurstel nie, maar dat God sy liefde in ons hart uitstort en dis die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Die Heilige Gees wat soos hierdie vriend is, wat aanhou by ons bly en ons herinner, dit op ons druk, dat God is in beheer, God is by ons, God is saam met ons. Ons kan dit maak, ongeag die omstandighede, ongeag die weer. Miskien kan dit van ons vra om te besef, maar God roep ons om anders te wees. God roep ons om dan nou wel iemand anders te wees in hierdie moeilike tye. Iemand wat nie net die druk kan hanteer nie, maar iemand wat deur hierdie moeilike tye God se genade gaan raak sien en dit gaan laat skyn en 'n verskil kan maak, nie net aan jouself nie, maar die mense wat saam met jou dalk in hierdie warm water is. Ons kan deur die moeilike tye beweeg en steeds vir God leef en steeds, toelaat dat hy ons verander. Nou dit is altyd vir my lekker om met julle te gesels en met julle te hoor hoe dit gaan en te hoor hoe dit met julle kinders gaan en waar hulle in hulle lewens is.
En ek wil graag net vanoggend met vir julle 3 goed sê, om te sê, maar baie keer gaan julle deur moeilike tye, en jy weet dalk al hoe om dit te hanteer, en hoop, en aangaan, en verander, en groei kom dalk al vir jou natuurlik. Maar my gebed is ook, dat as ons hier by mekaar op 'n Sondag is, dan gaan ons ook toegerus wees om uit te gaan, en 'n verskil ook te maak aan die mense by die huis, aan die mense in jou lewe wat nie hier is nie. En ek weet, meeste van julle het kinders en kleinkinders met wie julle baie goeie verhoudings het, en vir wie julle baie lief is, en wat ook deur moeilike tye gaan. En ek wil hê dat jy as ouma, of oupa, of tannie, of oom, jou kinders en kleinkinders ook kan help, in moeilike tye wanneer hulle in kookwater is. En die een manier wat jy jou kinders kan help, of jou mense rondom jou kan help wanneer hulle in kookwater is om vir jou kinders te wys hoe jy op God vertrou. Wat is daai ou spreekwoord wat sê, moenie doen wat ek doen nie, doen wat ek sê. Dis mos nie eintlik hoe kinders werk nie. Kinders kyk wat jy doen en doen dieselfde. Kinders kyk na ons vir leiding, en wanneer ons dit reg kry om op God te vertrou ten midde van ons eie uitdagings, leer ons kinders om dieselfde te doen. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. As ons kinders kan help om te weet dat God hulle deur moeilike tye sal dra, sal jou voorbeeld van geloof en vertroue vir hulle 'n onskatbare waarde wees. Die tweede ding wat ek vir jou wil sê wat jy en jou kinders kan doen is om vir hulle praktiese ondersteuning en 'n struktuur te skep. Kinders het 'n veilige, stabiele omgewing nodig, veral in moeilike druktye. Dit is dalk waar dat jou kinders groot is en nie meer by jou in die huis bly nie, en dat jy nie meer hulle skedules en lewens kan bestuur nie, maar jy kan steeds, ongeag hoe oud jou kinders is, hoe oud die mense in jou lewe is, vir hulle 'n veilige ruimte van struktuur en ondersteuning wees. En as jy dit reeds is, wil ek vanoggend net vir jou aanmoedig en 'n bemoediging gee om te wees, soos hierdie Psalm, God is 'n toevlug en 'n sterkte en 'n hulp in benoudhede. As ons dit weet en leef en ervaar, kan ons dit vir ons kinders, vir die mense in ons lewens wees. Ons kan vir ons kinders hierdie veilige hawe skep, sodat hulle weet, maar hier's 'n plek waar ek op die Here kan vertrou, waar ek op hom kan staatmaak, en ek sien dit en ek ervaar dit deur die mense in my lewe. En die derde ding wat jy vir jou kinders kan doen, is om hulle aan te moedig om hulle volle potensiaal te bereik. Elke kind het unieke gawes en talente, en ons kan hulle help, nie net met hulle skoolwerk nie, maar ook hoe hulle self verander gee. Lees wat sê Kolossense. Wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie. Moedig jou kinders aan om hulle werk, hulle skool as 'n geleentheid te sien om vir God te leef, en om dit elke dag te gebruik as 'n geleentheid om 'n verskil te maak vir hom. So, hoe gaan ons dit reg kry om deur hierdie warm weer te kom? Hoe gaan ons reageer op die hitte wat voor lê? Gaan dit ons omrol en insluk en uitspoeg? Gaan ons moed opgee, in mekaar sak? Gaan ons hard word, jouself in dit alles verloor? Of gaan jy kies om iemand te wees wat nie net oorleef nie, maar leef in die volheid, in die glorie van die Here, en wat kies om hom of haarself deur die liefde van God te laat verander? God gee ons die krag om dit te doen. Filippense 4:13 sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. En my hoop en gebed is dat God deur sy krag ons nie net sal help om deur moeilike tye te kom nie, maar om ons die potensiaal te laat sien en te laat besef dat ons 'n verskil in hierdie wêreld en die mense rondom ons kan maak. Amen.